Goeiemôre vriende, dit is lekker om vanmôre ook die woord met julle te kan deel. Ons het gister 'n probleem gehad Sondag met die opname en ek wil baie graag hierdie boodskap opneem terwille van al die mentors en die ouers wat ook by die uitreik was. So ek het besluit om dit vanoggend op te neem, die boodskap net weer op te neem. So ons mag die Here vir julle ook seën deur dit wat die Here op my hart gelê het vir hierdie week. Kom ons bid saam en ons vra dat die Here vir ons sal seën met sy liefde, sy trou en sy teenwoordigheid. Vader, wat 'n voorreg om voor U te kan buig en te kan weet dat U die lewende Here is, die God van die heelal. En dankie Here dat U vir ons aan mekaar toevertrou het en dat ons die verantwoordelikheid en die geleentheid het om in mekaar se lewens inspraak te hê en te kan hê. Ons bid Here dat U vir ons sal seën uit die woord uit en dit waarmee ons besig is vanmôre en hierdie week. Hou elkeen van ons veilig vas in U hand en mag U verheerlik word in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vandag so 'n paar verskillende tekste lees en dan elke keer na daardie teks verwys. So ons het nou nie net een gedeelte soos normaalweg wat ons dan nou uit gaan lees en dan gaan kyk nie. As ons so 'n bietjie dink aan ons lewe, dan is daar 'n hele klompie dinge wat ons van weet wat ons net een kans op het. Jy kry hierdie een kans in die lewe om 'n verskil te maak of om iets te doen, iets te sê of iets dalk nie te doen of te sê nie. Maar dis hierdie een geleentheid wat jy het. En agterna dan kyk 'n mens baie keer terug en dan dink jy, het ek die geleentheid gebruik na die beste van my vermoë? Het ek dit gedoen soos wat God dit vir my die oomblik gegee het? En dit kan op verskillende vlakke lê. Dis baie keer het dit natuurlik te maak met mense se lewens en die inspraak wat ons in mense se lewens het. En partykeer gebeur dit dat jy met vakansie was of jy was op reis ernstig of jy het ergens by 'n vulstasie gestop en brandstof ingegooi en jy het 'n geleentheid gehad om iets te sê, iets te doen en agterna dan dink jy ek het nie die regte ding gedoen nie. Ek moes dit op 'n ander manier gedoen het of ek moes dit op 'n ander manier hanteer het. So die groot ding is dat wanneer ons kom by hierdie goed, dan leef ons met hierdie skuldgevoel agterna, omdat ek besef maar ek het die geleentheid wat ek gehad het ek nie aangegryp nie. Ek het dit nie gebruik in daardie oomblik wat ek dit gehad het nie. En van hierdie een kans in 'n leeftyd goeders is letterlik soos by die geleentheid van ek stop by 'n vulstasie waar ek nooit stop nie, ek is op die lang pad en die kans dat ek weer daar gaan kry en dieselfde pompjoggie daar gaan kry of dieselfde persoon wat langs my gestop het om brandstof in te gooi en ek kon iets gesê het of ek kon iets gedoen het en ek het dit nie gedoen nie en dis verby en ek weet my kans om daai persoon ooit weer raak te loop is waarskynlik weg. Maar baie keer is hierdie een kans in 'n leeftyd het te maak nie net met die oomblik nie, maar met 'n tydperk, met 'n geleentheid wat ons het in mekaar se lewens en in ander mense se lewens. En een van hierdie wonderlike geleenthede wat ons het, is die geleentheid om in ons kinders se lewens inspraak te hê. En as ek praat van ons kinders, dan praat ek natuurlik van ons eie bloedkinders, ons kinders wat in ons huise groot word, kinders wat die Here aan ons toevertrou het, maar daardie kinders sluit ook in kinders wat van familielede, kinders van vriende, kinders hier in die kerk, kinders wat jy dalk ernstig jou kinders se maatjies of wie dit ook al mag wees, maar dit mag selfs ook wees geestelike kinders. Met ander woorde mense wat die Here aan jou toevertrou het, mense saam met wie jy werk of saam met wie jy bly of wat in die omgewing rondom jou bly of wat ook al, maar mense in wie se lewe jy die geleentheid het om 'n inspraak te hê. En ek dink een van die belangrikste geleenthede wat ons nooit moet laat verbygaan nie en wat ons hierdie kans opkry is die inspraak in mense se lewens wat God vir ons gee. En dit is 'n gawe van die Here af en ons moet dit gebruik. Martin Luther het gesê dat jou lewe is die handboek vir jou kind se lewe. So as jy wil vra maar hoe maak ek my kind groot? Hoe voed ek my kind op? Hoe bou ek my kind op? Waar kry ek net die regte inligting om die regte goed vir my kind te leer? Dan is die antwoord eintlik, dit lê alles in jou lewe. Die manier waarop jy voor God leef, is die handboek wat jou kind lees
En dit is wat bepalend gaan wees uiteindelik oor hoe jou kind die lewe gaan leef en sy of haar besluite gaan neem. Aan die een kant maak dit 'n mens opgewonde, aan die ander kant is dit nogal 'n gedagte wat 'n mens amper tot waansin kan dryf as jy dink aan sekere goed wat in ons boeke geskryf staan soms. So dis natuurlik nie net waar, soos ek sê, in terme van ons eie kinders in ons huise nie, maar dis ook waar in terme van ons kleinkinders, dis waar in terme van familiekinders en van vriende se kinders en almal rondom ons, ook selfs volwassenes in wie se lewens ons 'n inspraak het. Nou 'n teksvers wat verlede week die hele week by my gestoei het en by my gebly het en my so aangegryp het, is 'n teksvers in 3 Johannes 1. En 3 Johannes is een van hierdie kort briewe wat deur die apostel Johannes geskryf is en hy het hierdie brief geskryf aan 'n persoon met die naam van Gaius. En dat wanneer hy hierdie brief skryf, dan begin hy deur te sê die oudste aan die geliefde Gaius. En die oudste, die Griekse woord daar is presbyteros, wat ons ook vertaal met ouderling. Oudste, dit beteken dis iemand met autoriteit in iemand inspraak in iemand anders se lewe. So dis nie net 'n ouderling in die kerk nie, maar dis iemand wat eintlik invloed het in ander mense se lewens en dan spesifiek in hierdie geval in Gaius se lewe. En dan wil ek vir ons lees uit 3 Johannes 1 vers 1 tot 4 en ek lees dit uit die 2020 vertaling. Hy sê die oudste aan die geliefde Gaius wat ek in die waarheid liefhet. Hoor nou as Johannes die apostel skryf, ons weet mos selfs in Johannes Evangelie en oral waar hy skryf oor hoeveel keer hy die woord waarheid gebruik. Waarheid, Jesus is die weg, die waarheid in die lewe. Hy praat gedurig oor die waarheid van Jesus Christus, die waarheid van God se woord en die waarheid van die evangelie. Hy sê die oudste aan die geliefde Gaius wat ek in die waarheid ook lief het. My liefde vir jou lê binne in die feit dat ons 'n gedeelde waarheid het. Geliefde, in vers 2, ek bid dat jy gesond mag wees, dat dit in alle opsigte met jou goed mag gaan, soos dit met jou siel goed gaan. Die 83 vertaling het dit vertaal soos dit geestelik met jou goed gaan. Vers 3, want ek was baie bly toe hierdie broers kom en oor jou waarheid getuig, hoe jy die pad van waarheid loop. Hoe dat ander mense kom en vir my kon vertel hoe dat jy die pad van waarheid loop. En dan die vers 4, dis die aangrypende vers wat vir my regtig diep geraak het. Groter blydskap as dit het ek nie, dat ek hoor dat my kinders die pad van waarheid loop. Ek gaan dit weer lees, want dit is so aangrypend. Groter blydskap het ek nie, dat ek hoor dat my kinders die pad van waarheid loop. En die vraag is dan uit hierdie teks uit onmiddellik, wat is dit wat ons opgewonde maak om raak te sien in die lewens van ons kinders? En weer eens, as ek nou praat van ons kinders, dan gaan ek nou vir algemeen, so neem onmiddellik aan dat jy het dalk nie kinders nie, dit maak nie saak nie, die mense in wie se lewe jy inspraak het. John Maxwell haal altyd 'n uitdrukking aan van iemand wat gesê het, dat leadership is influence, nothing more and nothing less. Leierskap is invloed, die invloed wat ons in mense se lewens het, en daardie mense in wie se lewens ons invloed het, is uiteindelik soos ons geestelike kinders, mense in wie se lewens ons inbou en so meer. So die vraag is, waaroor raak ons opgewonde oor ons kinders se lewens? Wat is dit wat hulle doen, wat maak dat ons opgewonde is, dat ons dit graag oor vertel, en dat ons eintlik borrel van vreugde, wanneer ons dit hoor of sien of beleef in hulle lewens. En dan hoor ek dikwels hoe dat mense veral van hulle eie kinders praat, in terme van hulle kinders se prestasies, die goed wat hulle doen, die goed wat hulle vermag in die lewe, en dat mense verskriklik opgewonde is, en natuurlik maak dit op ons opgewonde, wanneer ons kinders presteer, en wanneer dit met hulle goed gaan. Later van tyd dan hoor ons dat ons, as ons kinders klaar is met skool, dat ons opgewonde raak oor hulle werk en hulle studies en die goed waarmee hulle besig is en die vermoëns wat hulle aanleer in die lewe.
en dat ons so opgewonde is om dit met hulle te kan deel en te kan weet dat die Here vir hulle voorberei vir hulle lewenspad vorentoe. En ons sien dit gebeur. Ons raak baie opgewonde as ons kinders finansiëel onafhanklik raak, nie net omdat, soos wat baie mense sê, hulle uit my sak uit is nie. Dis nie eintlik waaroor dit gaan nie, maar dat ons kan weet, my kind is versorg, my kind is op pad, ten minste vir nou, is my kind op pad en selfversorgend om te kan aangaan in die lewe, en daarvoor is ons altyd baie, baie dankbaar wanneer dit gebeur. En so sou ons baie goed kon bylas, dinge waaroor ons opgewonde is, oor ons kinders se lewe, of mense rondom ons se lewens. Maar dan sê hy, daar is nie groter blydskap vir iemand, wat die Here Jesus Christus lief het, iemand wat die Here ken, as jy kan getuig, en as jy hoor hoe dat ander mense getuig, oor jou kinders, dat hulle in die waarheid wandel nie, dat hulle die pad van die waarheid loop, soos wat Johannes hierso skryf nie, dat dit die grootste vreugde verskaf, en die grootste vreugde behoort te verskaf in ons lewens. Daardie pad van waarheid wat ons kinders loop, en wat ons loop natuurlik ook, is 'n pad wat dikwels in konflik kom met hierdie ander goed in ons lewens, of in hulle lewens, wat ook vir ons vreugde verskaf. En daarom moet ons vir onsself bepaal, maar wat is die hoogste prioriteit hier? Wat is vir my die belangrikste? Is dit vir my die belangrikste, byvoorbeeld, dat my kind populêr moet wees, of dat my kind 'n groot vriendekring moet hê, of dat my kind gelukkig moet wees by die skool, deurdat almal van hom of haar hou, en so meer? Of is dit vir my belangriker, dat my kind die Here sal dien en in die waarheid van God sal wandel, selfs al beteken dit dat hy of sy nie baie maats het nie, dat hy of sy dikwels afgemaak word, dat hulle allerlei name genoem word, dat hulle afgebreek, afgekraak word en so meer. Maar wat is dit wat vir ons die prioriteit is? Johannes sê, daar is vir my geen groter vreugde nie, daar is nie 'n groter blydskap nie, as dit, dat ek hoor dat my kinders die pad van waarheid loop. Dis die hoogste prioriteit. Dit is vir my die grootste vreugde in my lewe, om dit te kan beleef, om dit te kan sê, en dit te kan hoor ook van ander mense af. En dan kan ons bid, soos wat hy ook in vers 2 bid. Dan kan hy bid, my gebed is vir jou, dat dit in alle vlakke van jou lewe so goed sal gaan, soos wat dit geestelik met jou gaan. Dat jou geestelike lewe, jou siel, jou verhouding met God, dat dit die hoogste waarde in my lewe het wanneer ek na jou kyk. En die hoogste premie wat ek plaas op jou lewe is hoe dit gaan met jou geestelike lewe, jou wandel met God. En dat my gebed is, dat omdat dit geestelik met jou goed gaan, dat die Here vir jou ook sal seën in terme van ander fasette van jou lewe, dat die Here ook vir jou invloed sal gee, en dat die Here vir jou 'n werk sal gee, en dat die Here jou sal seën by jou skool, en dat die Here vir jou maatjies sal gee, en dat die Here vir jou sal gebruik ook in ander mense se lewens. So dis natuurlik deel daarvan, maar Johannes sien ons, die beginpunt is 'n ander punt. Die beginpunt is geestelik, en nie uiteindelik al hierdie ander dinge wat op die aarde is nie. So dit is die droom. Die droom is dat omdat dit geestelik goed gaan met jou, dat in die res van jou lewe jy ook invloed sal hê, en dat die Here vir jou sal seën. Wanneer ons in die Bybel lees, dat God vir ons die groot opdrag gee en sê, gaan maak disippels van alle mense, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, dan is dit die punt, is dat hierdie mense rondom ons, dat hulle disippels van Jesus sal wees, dat hulle leerlinge van Jesus sal wees, en dat hulle sal wandel saam met God, en dat omdat hulle wandel saam met God, dat ons dan 'n gerusheid en 'n vrede in ons lewe het, en vertrou en glo en bid, dat die Here ook verder vir hulle sal seën. Maar hoe kry ons hierdie waarhede oorgedra? Hoe maak ons seker dat my kinders wat dalk nog klein is, of wat dalk al begin groter word, dat ek nog steeds hierdie waarheid inbou in hulle lewens? Hoe doen ons dit? Hoe maak ons seker dat die volgende generasie nie heidene is nie? Want dit vat een generasie om van Christene na heidene te gaan. Dis een generasie aan wie die waarheid nie oorgedra is nie. Een generasie wat daai waarheid nie gevat het nie. En dan is hulle nie meer kinders van God nie. Maar dan is hulle met ander woorde verlore. En die vraag is, maar hoe doen ons dit? Wat is dit wat belangrik is? Hoe maak ons seker dat ons kinders en ons kleinkinders en die volgende generasies
dat hulle nog steeds in die waarheid sal wandel, die pad van die waarheid sal loop. Die boek Deuteronomium is 'n interessante boek in die Bybel, want dis 'n boek van terugkyk. Deuteronomium is 'n boek wat vir ons sê, waar Moses kom en waar hy eintlik so die hele woestynverhaal weer oor vertel. En waar hy alles wat in die vorige boeke van Exodus af, wat deel van die Pentateeg is, waar hy dit herhaal. Onthou, die eerste 5 boeke staan natuurlik bekend as die Pentateeg. Genesis en dan van Exodus af, Genesis vertel vir ons alles van die skepping af tot waar hulle in Egipte beland het. En van Exodus af is die roeping van Moses, die uittog uit Egipte uit, totdat hulle gereed is om die beloofde land uiteindelik in te gaan. En dan hier in die einde van Moses se lewe, net voordat hy die stokkie moet oorgee vir Joshua, die leierskap oorgee aan hom, en dat Moses sal sterf hier in die einde van Deuteronomium, dan roep hy die hele volk bymekaar, en dan vertel hy weer die verhaal vir hulle. Dan maak hy seker dat hulle in hierdie laaste gesprek hoor, dat alles wat God gesê het, gedoen het, en alles wat gebeur het, dat dit waar is, en dat almal van hulle seker is, dat hulle dit het. So hierdie nuwe Joshua geslag, wat ons hulle partykeer noem, die nuwe geslag wat die beloofde land sal ingaan, moet ons onthou, dat hulle ouers, wat nou al volwassenes was, het gesterf in die woestyn, omdat hulle nie gereed was en nie bereid was om vir God te volg, en die beloofde land in te gaan nie. En daarom het hulle vir 40 jaar daar rondgeswerf in die woestyn, 'n rit wat vir hulle, of 'n reis wat vir hulle dalk 'n week sou geneem het uiteindelik 'n 40 jaar reis geword, en honderde duisende mense is begrawe in die woestyn, omdat hulle vir God nie gehoorsaam het nie, omdat hulle nie die pad van waarheid geloop het saam met God nie. En nou is die nuwe generasie, die volgende generasie, baie van hulle wat gebore is in die woestyn, baie van hulle wat nog kindertjies was toe hulle Egipte uitgekom het, wat te klein was, wat nie die goed gesien het nie, wat hulle nie gehoor het nie. Hulle is deel van hierdie span wat nou hier by mekaar is, en wat luister na dit wat Moses in Deuteronomium dan vir hulle oordra en vir hulle sê. En dan sê hy in Deuteronomium 4 vers 9 en 10, Deuteronomium 4 vers 9 en 10, sê hy die volgende, hy sê, wees net versigtig. Ja, let noukeurig daarop, dat julle nie die dinge vergeet, wat julle met julle oë gesien het nie, en dat julle dit nie uit julle harte, en dat dit nie uit julle harte verdwyn, solank julle leef nie. Sorg dat julle kinders en kleinkinders kennis dra van die dag toe julle by Horeb in die teenwoordigheid van die Here julle God gestaan het, en die Here vir my gesê het, maak vir my die volk bymekaar. Ek wil hulle my woorde laat hoor. Hulle moet dit leer, sodat hulle solank as wat hulle op die aarde leef, vir my ontzag kan hê. Hulle moet dit ook vir hulle kinders leer. Die waarhede word met ander woorde oorgedra van geslag na geslag. Nou is dit so mooi dat hy skryf hier in vers 9, wat hy sê, wees net versigtig, ja, let noukeurig daarop dat julle nie die dinge vergeet wat julle met julle oë gesien het nie. En nou is dit die interessante, ek het nou net vertel, hierdie is eintlik die nuwe generasie. Baie van hulle het sommige van hierdie goed nie met hulle fisiese oë gesien nie. Hulle kan dit nie onthou nie, hulle was dalk te klein geweest of hulle was nog nie gebore geweest nie. Maar ons het in ons huis het ons 'n verhaal, en ek is nou bang dat enige van my familie hierdie boodskap sal hoor, dat hulle nou weer van voor af gaan begin om my te terg daaroor. Maar toe ek klein was daar 'n storie wat soveel keer oor vertel was, wat afgespeel het lank voor my geboorte. Want my pa het 'n plaas gehad, en hy het die plaas verkoop, en weggetrek, voordat ek gebore is. En hulle het altyd hierdie storie vertel, hoe dat daar 'n gebou op die plaas afgebrand het. En baie van die goed is na verwys as, dit het gebeur die tyd toe die gebou afgebrand het, en so meer. En dit was so in my, as klein seentjie, in my ingebrand, dat ek dit vertel het, asof ek self daar was. En dat ek vir hulle gesê het, maar ek onthou, toe daardie gebou afgebrand het, alhoewel dit 2 jaar of wat voor my geboorte plaasgevind het. En ek was baie gespot daaroor, oor die feit dat ek nou dit sou gesien het en onthou het. Maar dis die punt wat hier gebeur.
Die punt hier is dat hy sê dat as julle hierdie stories, hierdie verhale, die gebeure van God se wandel met julle so oor en oor en oor herhaal in julle kinders se lewens, dan kan hulle nie anderster as dat hulle dit sal onthou asof hulle dit met hulle eie oë gesien het nie. Dat hulle nie anderste sal kan onthou om dit oor te vertel asof dit met hulle self gebeur het nie. Dis deel van hulle lewens. So die punt hier is, dra dit oor in julle kinders, dra dit oor in julle kleinkinders. Moenie ophou om dit te vertel nie, moenie ophou om te praat oor die woord van God nie, maar dra dit oor en oor weer aan hulle oor. Hulle gaan dit nie sommer net van self optel nie. Kinders ontdek nie maar net die Bybel en die woord van God kom nie maar net sommer in hulle in nie. Die woord van God moet vir hulle geleer word. Dit moet aan hulle oorgedra word. Is dit nie skrikwekkend partykeer dat klein kindertjies die sportreëls uit hulle koppe uitken nie? Hulle sit in die TV-kamer en hulle kyk saam met pappa of mamma, kyk hulle rugby of hulle kyk cricket of tennis of wat ook al. Hulle kyk na een of ander sport en hulle ken al die reëls. Hulle kan die skeieregter presies reg help op elke fout wat hy begaan en al die reëls wat hy self nie ken nie. Help hulle om hier van die kant af mee, net soos wat pappa en mamma dit doen. Leer hulle die skeieregter hier uit die sitkamer uit, leer hulle hom presies hoe die reëls eintlik behoort te werk en so aan. En hulle ken hierdie reëls op die punte van hulle vingers. En dan gaan jy na daai selfde kind toe en dan kan daai selfde kind God se reëls vir die lewe nie oproep nie. Dan is dit asof dit nooit aan hulle oorgedra is nie. Hulle het dit nooit gehoor nie. Hulle weet dood eenvoudig nie daarvan nie. Dan is daar kinders wat al begin groot word, wat nog steeds nie weet wat die 10 gebooie is nie. Wat nie weet wat is dit wat God vir hulle kom leer en wat God vir ons kom leer oor die reëls van die lewe nie. Is dit nie skrikwekkend hoe dat ons kinders kan passievol raak oor wat reg en verkeerd is in terme van dit wat op die sportveld gebeur. En hulle kan dit presies onderskei tussen wat reg en verkeerd is. Maar wanneer dit kom by die spel van die lewe, by die feit dat ons die lewe leef, dan het hulle geen insig in wat reg en verkeerd is. Dan het hulle geen insig in wat reg en verkeerd is in terme van die woorde wat hulle uitspreek, die woorde wat hulle gebruik, die taal wat hulle gebruik nie. Dan het hulle geen insig in wat reg en verkeerd is rondom seksuele verhoudings nie. Dan verstaan hulle nie dat God sê dat wanneer jy seksueel verkeer voor 'n huwelik of buite 'n huwelik, dat jou vloek oor jou lewe bring en die lewe van die persoon met wie jy dit doen en op jou toekomstige verhoudings en jou toekomstige huwelik nie. Dan het hulle geen insig daarin dat God reëls neerlê sodat ons veilig kan wees en dat ons beskerm kan wees ter wille van die lewe wat ons leef in die waarheid wat ons wandel voor God nie. Want niemand het dit vir hulle geleer nie. Niemand het die reëls oor en oor herhaal nie. Maar Saterdag na Saterdag word hulle blootgestel aan die reëls van sport en in die week word hulle blootgestel aan die reëls van sport. Wanneer hulle by die skool is, praat hulle daaroor. Wanneer hulle by die huis is, word daaroor gepraat. Maar hoeveel praat ons met hulle oor die reëls van God, die reëls van die lewe, die wet van God wat vir ons sê, hoe leef jy as kind van die Here Jesus Christus? Dit maak my so bekommerd. Dit maak my angstig. Dit maak my angstig as ek sien hoe dat in elke generasie wat vorentoe gaan, dan net meer en meer is wat wetteloos is, wat nie weet wat reg en verkeerd is voor God nie, en wat nie belangstel daarin nie, want is nooit in hulle geplaas of aan hulle oorgedra nie. Dit is net nie oorgedra nie. Dit maak my angstig as ek sien hoe dat kinders en jong mense en volwassenes net geen insig daarin het, dat ons as kinders van die Here die verantwoordelikheid het om die landswette te gehoorsaam, omdat God so sê nie. Dit het niks uit te waai met 'n regering waarvan ek hou of waarvan ek nie hou nie. Dit het alles uit te waai met loop jy die pad van waarheid, die pad van God of nie. Dit het alles daarmee uit te waai. Want dit is die eerste prioriteit in ons lewens.
Is dit nie verskriklik dat ons kinders nie weet wat dit beteken om heilig te leef nie? Maar hulle weet presies wat beteken 'n commitment in terme van 'n sportspan of 'n kultuurspan waarvan ek deel word. En hulle weet presies dat as ek my commit tot my akademiese werk en my skoolwerk, dat ek alles insit en dat ek my beste gee sodat ek hier 'n toekoms kan bou vir die lewe hier. En almal van ons is besig om in ons kinders dit in te bou van is so belangrik, jy moet hard werk op skool en jy moet 'n goeie rapport hê, want jy moet uiteindelik moet jy 'n goeie werk kan kry of jou studies gaan doen of wat dit ook al is. En natuurlik is dit belangrik. Maar dit is belangrik vir hierdie lewe. Terwyl ouers so toegewyd is om al hierdie goed oor te dra aan hulle kinders, word dit dikwels nagelaat om dit in die kinders in te bou wat belangrik is vir hulle ewige lewe. Vir ewigheid. Ewigheid. Julle sal onthou, ek het so 'n paar weke gelede het ek vir Johannes Calvin aangehaal wat gesê het dat ons moet elke dag moet ons 'n tyd maak om te gaan sit en na te dink oor die ewige lewe. Om te besef dat die ewige lewe is ewig. Dis nie net 'n paar jaar wat ons hier leef nie. Dis ewig. Gaan sit en dink daaroor. Gaan sit en dink, waar wil jy hê moet jou kind uiteindelik die beste doen in sy of haar ewige lewe, dat hulle die ewige lewe sal hê in Christus? Of is dit soveel belangriker dat my kind vir die 2, 3 jaar of 5 jaar of 6 jaar of dalk 10 jaar wat hy kan rugby speel of kan netbal speel of kan hokkie speel of wat ook al, dat hulle hier die beste sal doen? Natuurlik is dit gesond dat hulle moet deelneem aan sport en dat hulle al hierdie aktiwiteite ook sal doen. Dis nie die punt nie. Die punt is, wat is die prioriteit? Dis die vraag. Wat is die prioriteit? Wil ek hê my kind moet in die hemel so goed doen soos hy in sy rugbyloopbaan gedoen het? Is dit die prioriteit? Meet ek my kind se lewe en bestaan, sy ewige bestaan in terme van sy of haar sport? Of meet ek die lewe hier in terme van my kind se ewige lewe, wat hy of sy saam met God het of nie? Die opdrag aan Israel was, dat voordat hulle hierdie beloofde land intrek, dat hulle kinders en hulle kleinkinders moet vertel, hulle moet geleer word. Die laaste sinnetjie wat ons gelees het in vers 10, sê, hulle moet dit ook vir hulle kinders leer. Met ander woorde, ons leer dit vir ons kinders, en ons kinders leer dit vir hulle kinders, en hulle leer dit vir hulle kinders. Maar dan hier tussenin dan sê hy, maar jy hou nie op nie, jy leer dit ook vir jou kleinkinders, en jou agterkleinkinders, en die volgende geslagte, en so ook vir mense rondom jou, mense in wie se lewens jy inspraak en invloed het. Dis nie ons kinders se keuse, veral wanneer hulle klein is, om te besluit wat vir hulle belangrik is om te weet en wat nie belangrik is nie. Dis ons as ouers se verantwoordelikheid. God het dit aan ons opgedra. Hy het gesê, jy as ouer het die verantwoordelikheid om die belangrike goed, om die waarheid van God oor te dra aan jou kind. En jy het hierdie kans. Baie mense word aangehaal dat hulle gesê het, gee my 'n kind vir 7 jaar en hy sal vir ewig wees dit wat ek in hom ingebou het. Eerste persoon wat dit gesê het gesê, gee vir my 'n kind vir 7 jaar en hy sal vir ewig die Here Jesus dien. Hy sal sy keuses regmaak as ek sy fondasie reg gebou het in sy of haar lewe. En ons is die volwassenes, ons het die verantwoordelikheid om ons kinders te leer. Een ding wat ek onthou wat Dominee Henny Grobler altyd gesê het is, hy het gesê, kinders word nie groot nie, kinders word groot gemaak. Jou kind is nie maar net soos die diere in die veld wat daar groot word nie. Jy voed jou kind op. Jy bou in jou kind se lewe in. Dit wat jy inbou
en wat jy inbou van die oomblik waar hy kind gebore is, dis die goed wat gaan bly. Dis die goed wat gaan stiek in hulle lewens. En so ook in ander mense se lewens rondom ons. Hulle moet leer hoe God deur die eeue met sy kinders gewerk het. Hulle moet die woord leer. Hulle moet leer wat reg en verkeerd is volgens God. Nie hoe ek voel wat reg en verkeerd is nie. Nie wat vir my pas en dat ek dit kan aanpas by die oomblik nie. Nie dat ek die keuse kan maak, ons lewe in hierdie sogenaamde postmoderne wêreld wat 'n denkwyse is wat geskep is deur 'n denke weg van God af nie. Want dis presies wat dit is. Postmodernisme is nie hierdie ding wat sommer net 'n evolusie van ons denke en gedagtes is nie. Dis 'n denkwyse wat gekom het waar God uit die prentjie uitgehaal word. Dis wat dit is. En in plaas van om te sê, die wêreld is besig om weer 'n heidense wêreld te word, veral die vorige Christendom area, of dele van die wêreld, dat dit besig is om 'n heidendom te word, klink dit baie mooier op die oor om nooit eenvoudig te sê, ons is postmoderne mense, ons dink anders daaroor. Ons dink nie so in terme van waarheid nie. Waarheid is nie vir ons vasgebind in die woord van God nie, want ons is postmodern. Met ander woorde, ons sê eintlik, of ons wil nie sê, dat ons weggedryf het van die waarheid van God nie. Ons wil nie sê, dat ons nie die guts in ons lewe het om op te staan vir die waarheid van God nie. Ons wil nie vir mense affronteer nie. Ons wil nie vir mense sê, dit wat jy sê is 'n leuen, want die waarheid van God se woord sê iets anders nie. Ons wil nie vir mense sê, dit wat jy doen in jou lewe is verkeerd nie. En daarom noem ek myself liewes postmodern. Ek gee vir myself 'n ander naam. Maar ons moet vir ons kinders leer, hou by die waarheid. Dis wat God se woord sê. En God se woord is die waarheid. Dit is die waarheid. Ons moet vir hulle verduidelik hoe dat God deur die eeue heen met sy mense gepraat het en hoe dat God homself geopenbaar het in die Bybel. En ons moet verduidelik hoe dat God in mense harte ingespreek het om die boeke in die Bybel neer te skryf en dat dit God se woorde is wat neergeskryf is. En ons moet vir ons kinders leer dat wanneer jy dit lees, dan kan dit doodeenvoudig net letters op papier wees. Maar ons moet vir ons kinders leer dat wanneer jy dit lees, in afwagting en in afhanklikheid en in die verwagting dat die Gees dit gaan bekend maak, dat God dan met jou praat, maak nie saak in watter tyd of watter era jy leef nie, maar dat God met jou praat en dat hy met jou wil praat, want sy woord en sy wil is opgeteken in hierdie woorde. Ons moet vir ons kinders leer hoe dat God deur die eeue heen met Adam en Eva gewerk het, hoe dat dit gebeur het dat Kain en Abel die pad verkeerd geloop het en Kain sy broer doodgeslaan het. Ons moet leer van Set wat uiteindelik gekom het, wat vir Abel vervang het en wat dat Set 'n pad geloop het saam met God. En dan is mense meer besorg oor wat Set en Kain hulle vrouens gekry. Hulle het met hulle sissies getrou. Gaan lees maar net die Bybel. Dis eenvoudig genoeg. Hulle het met hulle susters getrou. Daar staan baie duidelik en Adam en Eva het nog baie seuns en dogters gehad. So dis glad nie rocket science nie, maar mense wil kom en hulle wil met hierdie klein nietige vragies wil hulle die groot waarheid van God probeer dodge. Hulle wil dit nie in die oë kyk nie. So kom ons fight liewerste oor, het Kain of Abel 'n vrou ergens gekry of het hulle nie? Hoe die olifant in die ark gekom? Who cares hoe die olifant in die ark gekom het? Dalk was dit 'n klein olifantjie wat hulle ingelaai het. Dis irrelevant. Die vraag is, wat is die waarheid van God? Dra jy die waarheid van God oor? En die waarheid van God sê, daar was 'n vloed gewees, en God het vir Noag en sy vrou en sy 3 seuns en hulle vrouens gered. Abraham, Isak en Jakob, die aardsvaders, die 3 manne, die 3 generasies uit wie God se nuwe volk tot stand gekom het. Josef wat hierdie verskriklike ervaring in sy lewe gehad het, maar wat dit raak gesien het as God se hand, selfs toe sy eie familie hom verwerp het, selfs toe hy weggevat is, selfs toe hy gelei het, selfs toe hy swaar gekry het, selfs toe hy eensaam was, na 'n vreemde land gestuur was, het Josef raak gesien, maar God is met hom op pad.
Dis hoe hulle kos gekry het, dis hoe die wêreld deur die hongersnood gegaan het, en dis hoe sy nageslag en sy ouers se nageslag uiteindelik in Egipte beland het. Moses ensovoorts. Ons moet vir hulle vertel van koning Dawid, ons moet vertel vir hulle van dit wat God gedoen het deur die profete, hoe dat God deur die profete met sy volk gepraat het, en mense het soms geluister, maar die meeste van die tyd nie geluister nie, en dat sonde het altyd 'n gevolg, en dat as gevolg van die feit dat mense hulle sonde nie afgelê het nie, het hulle die straf van God beleef, en dis 'n realiteit, dis nie 'n Ou Testamentiese beginsel nie, dis 'n Bybelse beginsel, dis 'n goddelike beginsel, want God is heilig, God is heilig. Ons moet vir hulle vertel van Jesus, ons moet vir hulle vertel van die disippels, ons moet vir hulle vertel van Paulus, wat hierso in die reserve op die span was, wat nie eintlik ingesluit was by die aanvanklike 12 nie, maar Paulus wat tot bekering kom en wat sê, maar ek het 'n roeping van God gekry, ek is 'n apostel van die Here Jesus Christus, en van dit wat hy gedoen het. Ons moet vir hulle vertel van wat God kom doen in ons lewens. En ons moet aanhou om vir hulle hierdie selfde verhale te vertel. En wanneer jy dit vertel, en wanneer jy jou kind kerk toe bring, en hulle by die kerk hoor, maar dieselfde word weer vertel by die kerk, en as hulle by die sonnaskool kom, dan word dieselfde weer vir hulle vertel, dan sien ons kinders, maar dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Maar as jy jou kind nie kerk toe bring nie, hoe gaan jou kind in die waarheid glo? Hoe gaan jou kind glo dat jy die volle waarheid van hulle oorvertel? As dit nie herbevestig word nie. As hulle nie sien dat dit vir jou belangrik is om saam met die kinders van God in die gemeenskap van die heiliges te leef, omdat God gesê het, jy het dit nodig. Jy het dit nodig, want hoe gaan jy weet dat jy altyd op kol is in terme van jou verstaan van die woord? Ons weet dit omdat ons dit met mekaar deel, omdat ons dit toets aan mekaar. Omdat ons kom na die erediens toe, nie net om te kom sit en arms te vou en te wag dat iemand iets vir my moet gee, of iets vir my moet doen nie, maar omdat ek kom en sê, my Here, hier is ek, en met my sang, en met my teenwoordigheid, en met my omgee vir mense rondom my, en dat ek sien, met iemand gaan dit dalk nie goed nie, en ek gaan staan met hulle gesels, of ek bid vir hulle, of ek dra hulle in die week in die Here op. Dit alles maak sin, dit alles maak saak, en dis hoekom ons die gemeenskap van die heiliges is, dat ons saam uiteindelik in ons gemeenskap 'n lig kan wees, wat 'n baken is. Waar gaan jou kinders dit leer as jy hulle nie bring nie? Ja, miskien is jou kinders woelig, miskien is jou kinders besig en jy's ongemaklik daarmee. Kom daaroor, ons is nie ongemaklik as jou kind bietjie onrustig is nie. Ons weet kindertjies is woelig, ons weet kindertjies is besig. Kinders is welkom, hoe gaan hulle weet dat hierdie die tuiste is waar God wil hê dat hulle geestelike familie moet ontmoet en beleef, as jy hulle nie bring nie. Ons moet hulle bring. Jeanette het gister by die erediens so mooi getuienis gedeel oor Adrian, en ek gaan kyk of ek kan kry om die getuienis weer te deel, sodat ons dit ook met julle kan deel. Maar kom ons kyk na 'n paar praktiese sake. Wanneer ons op 'n Sondag kerk toe kom, en ons ry huis toe, waaroor praat ons? Sit ons en praat oor hierdie ene wat nie stil gesit het nie, of daai ene wat dit, of daai ene wat dat, of jy weet, die ene wat daarom uiteindelik weer 'n slag kerk toe gekom het, waaroor praat ons? Die belangrike dinge om te praat is om mekaar te sê, wat het God vandag in ons lewens gedoen? Wat het vandag in ons lewens gebeur? Ek onthou toe ek 'n kind was, hoe dit ons huis toe gery het van die erediens af, en dat my pa en my ma vir ons gevra het, wat is dit wat julle vandag gehoor het in die erediens? Wat is dit vandag wat julle beleef het? En partykeer was dit regtig net 'n lied gewees, wat ons aangeraak het. Die woorde van 'n lied wat vasgesteek het. En partykeer was dit iets wat in die Bybel gestaan het, of iets wat in die boodskap gesê is, of iets wat ons ervaar het tydens die erediens. En as ons elkeen, ons is 5 kinders, as ons almal ons geleentheid gehad het om te sê, dan was dit die vraag, en toe jy by die sonnaskool of die kategese was,
Waaroor het jou les gegaan? My pa het altyd geweet waaroor ons lesse gegaan het, want my pa het elke Saterdag saam met ons aan die eetkamertafel gesit om ons lesse voor te berei, en hy het sy les voorberei, want hy was altyd ook 'n kategee. Hy het presies geweet waaroor ons les gegaan het. Dit was nie die vraag nie, hy wou nie geweet het, sommer net waaroor het jou les gegaan hierdie Sondag nie. Maar hy wil hoor, het ons iets gehoor daar? Het ons iets geleer? Het iets in ons lewens verander op grond van dit wat ons gehoor en geleer het? Dis wat hy wil hoor. Want dis hoe hy dit vasgelê het, en my ma het vasgelê het in ons lewens. So as ons huis toe ry, hoe verder jy ry, hoe meer geseënd is jy, hoe meer tyd het jy om met jou kinders te praat, en te vra, wat is dit wat God vandag vir jou gesê het? Wat jy vandag weer opnuut ontdek, of dalk vir die eerste keer ontdek, vir die eerste keer gehoor. Dis die geleentheid wat jy ook het, om te hoor of jou kinders dalk iets verkeerd gehoor het. Ons het so mooi verhaaltjie wat ek vertel het ook van ons het nou verlede kwartaal die 10 gebooie so deurgewerk, en nou die dag toe is hier 'n gesin wat hulle dogtertjie ek ken die storie nou nie so mooi nie, ek het dit nou tweedehands gehoor, maar wat die dogtertjie vir haar pappa sê, pappa jy moet so maak, en hy sê nee, jy moet so maak, en sy sê nee pappa jy moet so maak, en naderhand sê hy vir haar, luister, ek is die pa en jy is die kind, jy is nie hier om vir my te sê wat ek moet doen nie, ek is hier om vir jou te sê wat jy moet doen en hoe jy moet leef. En toe sê sy, nee pappa, jy nie geluister in die kerk nie, die dominee het vir ons mooi gesê, die 5de gebod sê, jy moet jou vader en jou moeder leer. En toe kan hy dit korrigeer, want sy het die woord leer gehoor, die hele tyd in plaas van eer. Jy moet jou vader en jou moeder eer. Maar as sy gehoor het, jy moet jou vader en jou moeder leer, en hierdie arme dogtertjie het hierdie verantwoordelikheid wat op haar gekom het, wat sy voel, maar sy moet vir pappa en mamma sê wat is reg en wat is verkeerd. As die gesprek nie opgekom het nie, dan hoe lank sou dit vat om dit te kon korrigeer? En daarom is dit jou geleentheid, praat met jou kinders, sodat jy kan hoor, as hulle iets verkeerd verstaan het, dat jy dit kan korrigeer. As jou kind in die erediens sukkel om stil te bly en te fokus, en agterna nie kan onthou nie, skryf hulle 'n boekie om in te skryf, dat hulle notas neem, terwyl hulle in die erediens is. Ek onthou met Jana, ons jongste kind, sy het boeke en boeke en boeke en boeke vol geskryf, van preke, vandat sy 'n klein dogtertjie was. Sy sit altyd in die erediens, met haar Bybel en met 'n notaboek en 'n pen in haar hand. En dwars deur die diens maak sy notas, soos wat die erediens aangaan, maak sy notas van die preek. Ek het eendag gesê, as ek dalk by rekenaar iets oorkom en al my preke is weg en ek wil graag gaan kyk, wat het ek eendag gepreek, kan ek maar net in Jana se boekies gaan kyk, want sy het alles neergeskryf. So as jou kind sukkel om die goed op te neem, geef hulle 'n notaboekie, en dat hulle neerskryf, al skryf hulle 'n versie as hulle klein is, of 'n gedagte, of ietsie wat hulle gehoor het, dat hulle dit kan onthou, en dat hulle daardie week dit kan herhaal, dan leer ons hulle, dis ons hulle leer. Leer jou kind hoe die Bybel werk, leer vir jou kind, dat die Bybel is 'n biblioteek van 66 boeke, en dat elkeen van hierdie boeke het hoofstukke, en het verse. Ons kry kinders wat al uit die skool uitgaan, dan weet hulle nog steeds nie hoe werk 'n Bybel nie. En ek weet dat ons in vandag se tyd werk baie mense met die Bybel op 'n app op hulle selfoon. Vat daai selfoon app weg van jou kind af wanneer hulle die Bybel moet lees. Lees die Bybel saam met hulle by die huis, maar geef hulle 'n Bybel, die boek in die hand, dat hulle kan weet wat 'n boek is voor wat 'n boek. Jy kan nie daai prentjie kry as jy net opsoek 'n teksvers opsoek op jou selfoon nie. Jy kan nie die prentjie kry van wat is voor wat en wat pas waarin nie. Leer vir jou kinders dat elke boek in die Bybel het hoofstukke. Selfs 3 Johannes het net een hoofstuk, maar het 'n hoofstuk. Daarom praat ons van 3 Johannes 1. En ons het vers 1 tot 4 gelees vandag. So in daai hoofstuk is daar versies. Dis 'n manier om vir ons te help om by die regte plek uit te kom, as ons wil verwys na 'n spesifieke gedeelte. Leer jou kinders om dit te doen.
Geef hulle verse op wat hulle moet soek in die Bybel. Elke aand geef hulle teksverse wat hulle moet soek. Dat hulle gemaklik kan raak met die Bybel en hulle weet waar die verskillende tekste in die Bybel is. Verduidelik vir hulle dat die Ou Testament bestaan uit die Pentateeg, die 5 boeke, eerste boeke. Verduidelik vir hulle dat daar dan 12 boeke volg, dis die geskiedenisboeke, die 5 wysheidsboeke, die 5 groot profete en die 12 klein profete. Verduidelik vir jou kind dat daar groepe boeke is in die Bybel. Verduidelik vir hulle dat dit nie 'n historiese lyn is, dat alles net agter mekaar loop nie, maar dat die profete in slot hierso by die konings en kronieke en aan die einde van Samuel. Verduidelik vir hulle hoe dat dit werk. En dat als nie net een lang lyn van geskiedenis is nie. Verduidelik vir jou kinders dat daar tussen die Ou en die Nuwe Testament was daar 'n tydperk gewees van 400 jaar wat nie in die Bybel aangeteken is nie. Verduidelik vir hulle dat die Nuwe Testament begin by die evangelies. Evangelie beteken die goeie nuus van Jesus. Daar's 4 evangelies wat neergeskryf is, 4 weergawes wat vir ons vertel van Jesus wat gekom het. Handelinge wat 'n geskiedenisboek is van hoe die kerk tot stand gekom het. En omdat die kerk tot stand gekom het en reg oor die wêreld was, het die apostels gekom en leiers gekom en briewe geskryf om hulle aan te moedig en te help om te kan groei. En dis waar die briewe vandaan kom. Eers die Pauliniese briewe wat deur Paulus geskryf is, die algemene briewe wat deur ander mense geskryf is. En aan die einde kry ons Openbaring. Openbaring wat weer koppel aan Genesis wat reg in die begin is. En dit maak die hele boodskap van God volledig. Verduidelik dit vir jou kind, want hoe gaan jou kind dit weet, as jy dit nie vir hulle sê nie. Ons het elke Sondag, het ons 'n uur en 'n kwart, na 1 uur en 'n half maksimum, wat ons in 'n erediens is. Hoe moet ons dit elders vir ons kinders oordra, in daai kort tydjie? Dis jou verantwoordelikheid, dis jou kind, God het jou kind aan jou opgedra. En jy het hierdie kans in jou lewe, om hierdie waarhede met hulle te deel, en vir hulle te leer hoe om in die Bybel te werk. Verduidelik vir hulle, dat God met mense gepraat het, en dat hy nog steeds met mense praat, dat God homself openbaar en wil openbaar. Verduidelik dat omdat God bestaan het, voordat enigiets anders te bestaan het, daarom weet hy beter, en daarom is sy kennis groter, en daarom weet hy alles, daar's niks van wat vir hom verberg is nie. En daarom eer ons hom, en daarom respekteer ons hom, want hy is God. Hy is God, hy is nie deel van hierdie wêreld nie. Vertel vir hulle dat God vir hulle lief het, en dat God se genade so groot is, dat hy vir hulle roep om sy kinders te word. Moenie vir jou kind vandat hulle gebore is, loop en vertel dat hulle 'n kindjie van Jesus is nie. Hoe gaan jy agterna vir jou kind vra, is jy gereed om te bely dat jy in Jesus glo? Is jy gereed om jou sonde af te lê, en 'n kind van God te word, as jy al die tyd vir hulle gejok het en gesê het, hulle is 'n kindjie van Jesus, vandat hulle gebore is? Praat die waarheid met hulle. Sê vir hulle, van hulle geboorte af, God het jou innig lief. Vertel vir hulle, dat toe jy gedoop is, nadat jy gebore is, het jy die doop ontvang, God het vir jou teken gegee, waarmee God gesê het, ek sal alles doen van my kant af, ek sal alles in plek sit, ek sal bly klop in jou hart en in jou lewe, dat jy ook tot geloof in Jesus Christus sal kom. Vertel vir hulle die waarheid van die evangelie. Vertel vir hulle, nooi hulle uit, om vir Jesus Christus in hulle lewe aan te neem, om hom te erken, hom te eer as God en Here van hulle lewe, en leer hulle wat dit beteken, dat Jesus Here is, dat hy die baas is, dat hy meester is van my lewe, dat wat hy sê geld in alles van my lewe, dis my hoogste autoriteit, my hoogste gesag, en ek doen dit met vreugde, want Jesus het sy lewe gegee, sodat ek kan lewe, en ewig kan lewe, en dat my kind dieselfde geleentheid kan hê. Deel dit met jou kind. Jy sien, dit was van hierdie goed wat die Israeliete moes oordra, natuurlik nou nog nie die verhaal van Jesus nie, maar die res was dit wat die Israeliete moes oordra aan hulle kinders en aan hulle kleinkinders. Hulle moes vertel wie is God en hoe God homself openbaar, hoe dat God met hulle deur die woestyn geloop en die wonderwerke wat God gedoen het. Leer jou kind dat die oorwinning van elke dag lê daarin om te kies om vir God te gehoorsaam. Dis waar die oorwinning lê. Om elke dag te kies om vir God te gehoorsaam. Maar leer hulle om ook hulle sonde in die oë te kyk, om verantwoordelikheid te vat vir die sonde in hulle lewens. Om nie te maak asof dit maar net iets is wat gebeur het en almal doen dit in elk geval en dis maar okay nie. Maar leer jou kind
dat sonde benadeel jou verhouding met God. Leer vir jou kinders dat hulle sonde moet bely voor God. Leer vir jou kinders om eerlik te sê, ek is jammer oor my sonde en ek bely dit en ek kies om dit nie weer te doen nie. Leer vir jou kind dat die beeld van God wat in hulle is elke keer benadeel en beskadig word in die wêreld en voor God wanneer ons sondig. En wees eerlik oor jouself. Wees eerlik oor jou eie worsteling en die goed waarmee jy gestoei het in jou lewe. En vertel vir hulle hoe dat die Here jou gehelp het om dit te oorkom. Leer vir hulle dat ons nie kan aanhou om dieselfde goed te herhaal in die geskiedenis nie. Dat niks gaan verander as ons nie verander, as ons nie toelaat dat God ons verander nie. Leer vir hulle dat ook in ons voorgeslagte is daar baie foute gemaak. Leer vir hulle dat in die verlede was die groot ding in hierdie land gewees, dat elke bevolkingsgroep gedink het, ons is beter as die ander. En dis die ellende wat oor ons gekom het, wat ons vandag sit waar ons is. Maar ons kan dit draai. Ons kan dit draai deur te verstaan dat ons almal deur God geskape is, dat ons almal gelyk is voor God en dat ons almal ewe belangrik is en dat God ons almal ewe lief het. En dat ons nie oor onsself ooit moet dink as beter as enige ander mens nie. Leer dit vir jou kind. As jy dit nie vir hom leer en vir hom demonstreer of vir haar demonstreer nie, hoe gaan hulle dit weet? Waar gaan hulle dit kry? Hoe gaan hulle dit uitvind? Leer hulle dat om reg te doen nie maak dat jy 'n medalje kry nie. Dat almal nie elke keer gaan hande klap as jy die regte keuse maak nie, maar dat die feit dat jy reg doen, dat dit dikwels gaan maak dat jy getrap word, dat jy uitgeskel gaan word, dat jy uitgestoot gaan word, dat jy jou vriende kan verloor. En dis oukei. Dis oukei, want ons is gemaak vir die ewige lewe, nie vir hierdie lewe nie. En daarin lê 'n getuienis. Leer vir hulle dat hulle verantwoordelikheid het teenoor die wêreld en dat hulle nie beter is as ander mense dood eenvoudig omdat hulle vir Jesus in hulle lewe het nie, maar dat hulle verantwoordelikheid het om die liefde van Jesus en die boodskap van die evangelie oor te dra aan ander mense. Vertel vir jou kinders van jou eie stryd in jou eie lewe, jou eie battles. Leer hulle om te bid. Leer vir hulle dat gebed nie maar net 'n rympie is wat ek opsê nie, maar dat dit 'n gesprek is met die lewende Here, waar ek my hart oopmaak en eerlik met God praat oor dit waarmee ek sukkel en dit wat ek verkeerd gedoen het en dat ek dit kan bely voor God. En dat ek dit baie keer met trane moet doen en skaamte voor God moet doen, maar dat ek dit moet doen. Jy is die boek wat jou kinders lees. Jy is daardie boek wat jou kinders lees. En as die woord van God nie in jou lewe kom vas lê het nie, wat gaan hulle lees? Wat is die ouderdomsbeperking van die boek wat hulle lees in jou lewe? Ek sien soveel ouers wie se lewensboek 'n PG klassifikasie het, parental guidance. Jou kind kan dit eintlik nog nie lees nie. Want dit wat jou lewe uitstraal, dit wat jou lewensboek vertel, is nie geskik vir kinders nie. Sommige van ons ouers se lewensboek het waarskynlik 'n 21 beperking op of ouer. Maar jou lewe is die boek wat jou kind lees. En God gaan van jou verantwoording eis, of het jy die kans gebruik wat God in jou gegee het in terme van jou kinders. En as jy opgeslip het, en as jy weet, my kinders is al groot, en my kinders mos op in die lewe, gaan praat met hulle. Gaan praat met hulle, gaan vra hulle om vergifnis. Gaan bely teenoor hulle dat jy jou verantwoordelikheid versaak het. Gaan sê vir hulle, ek is jammer dat ek 'n dronklap was. Ek is jammer dat ek 'n swak voorbeeld gestel het. Ek is jammer dat ek nooit die Bybel oopgemaak het nie. Ek is jammer dat ek jou nie geleer het van Jesus nie. Ek is jammer ek het jou nie kerk toe gevat nie. Ek is jammer ek het jou nie geleer hoe om vir God te eer in jou lewe nie. Ek vra asseblief vergewe my en help vir my dat ek nou vir jou kan vertel van wat Jesus Christus nou in my lewe gedoen het. Aan die einde van Jesaja, nadat die volk gewaarsku is en nie wou luister nie en weggevoer is in ballingskap weens hulle gebrek om vir God eerste te plaas in hulle lewens, het God deur Jesaja vir die mense in ballingskap 'n stukkie hoop gegee in Jesaja 54 vers 13.
Jesaja 54 vers 13 sê, al jou kinders sal leerlinge van die Here wees, en groot sal die voorspoed van jou kinders wees. Mag dit so wees, dat in ons huise dit waar is, dat al ons kinders leerlinge van die Here sal wees. Mag die profesie van Joel wat hier, nadat die noordelike ryk waarskynlik weggevoer is in ballingskap al, wat kom na Israel toe, na Juda toe in die suide, en vir hulle kom sê, maar julle moet regmaak voor die Here, wat dan sê, maar God het 'n hoop, God het 'n toekoms, en in Joel 2 vers 28, kom profeteer, na al hierdie dinge, na die straf en na al die goed, sal ek my gees uitstort, sê die Here, op alle mense, dan sal julle seuns en julle dogters profeteer, julle ou mense sal drome droom, en julle jong mense sal visioene sien. God se gees is nou uitgestort, ons leef in hierdie tyd, die vraag is God se gees op jou uitgestort, is God se gees in jou kind se lewe uitgestort, leef jy dit? Is jy die lewensboek van lewe, van hoop, van waarheid, wat dit aan jou kind oordra? Dis die groot vraag. Ek gaan afsluit met Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Dis net so eentjie na die ander teks wat ons net nou gelees het in Deuteronomium 4. En Moses is nog steeds besig om dit wat God aan hom opgedra het vir die volk te sê. En dan sê hy, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Onthou julle, het ons gelees uit Exodus 20 uit. Die Here, ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Dan sê hier, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra, dit moet deel wees van jou lewe, jy moet dit op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor. Wanneer jy in jou huis is, met ander woorde, wanneer jy tuis is, vertel dit, herhaal dit, vertel dit oor en oor vir jou kinders. So wanneer jy in jou huis sit, sê hy, en wanneer jy op pad is, wanneer jy in die kar is en wanneer jy op reis is, praat daaroor, vertel vir jou kinders van die wonderdade van God in die woord en in jou lewe, vertel vir hulle die wonderlike getuienisse van wat God in jou lewe gedoen het. Wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan, met ander woorde in die aand voor jou kinders gaan slaap, leer vir hulle die woord van God. In die oggend as hulle opstaan, leer vir hulle die woord van God. Moet 'n geleentheid nie laat verbygaan om jou kinders te leer nie. Dan vers 8 sê, bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Jou hand is eintlik simbolies van jou dade. Mag die woord van God en die gebod van God, mag dit jou lewensdade beïnvloed, mag dit op jou voorkop geskryf wees, jou denke en jou aangesig en wie jy is, dat almal dit kan sien en almal kan sien dat God leef in jou. Mag dit jou lewe beïnvloed, wat jy doen en wie jy is en wat jy dink en wat jy sê, mag dit beïnvloed word deur die woord van God. Skryf dit op jou deurkosyne, dat jy dit sal weet, dis waarvoor ons huis staan, as ons inkom en as ons uitgaan, dat ons nooit vergeet, wat is ons waardes, wie is ons in Christus nie. En skryf dit ook op jou stadspoorte, mag dit wees dat in my werk en in my omgewing en in my gemeenskap waar ek leef, dat dit duidelik sal wees, dat jy 'n kind van die lewende God is, dat jy iemand is, wat die pad van die waarheid loop, soos wat Johannes vir Gaius geskryf het. Ons kinders se toekoms is in ons hande. Ons kan hulle nie red nie, maar ons kan hulle leer, ons kan hulle wys hoe om te lewe as kinders van God. Ons kan die evangelie vir hulle bring. En my gebed is dat ons die kans nie sal laat verbygaan nie. Moenie die kans laat verbygaan nie. God het hierdie kinders vir jou gegee. Hy het jou kinders in jou toevertrou, jou kleinkinders, jou agterkleinkinders, jou broers en jou susters se kinders, jou familie se kinders, jou neefs en jou niggies en jou kleinniggies en jou kleinneefies. God het hulle aan jou toevertrou. God het jou inspraak in hulle lewe gegee. Jou vriende se kinders, die kinders by die kerk, kleinkindertjies, tieners, volwasse, jong mense, groot mense, mense by die werk, mense wat aan jou rapporteer by jou werk, mense in wie se lewens jy invloed het. Maak nie saak waar jy is
of jy op die sportveld is, of jy golf speel en of jy saam met jou vriende vleis braai nie. Jy het inspraak, moenie die geleentheid laat verbygaan om die pad van waarheid wat jy gekies het in Jesus Christus te wandel, te loop en te demonstreer nie. En mag dit met jou goed gaan op elke terrein van jou lewe, soos wat dit met jou siel gaan, soos wat dit geestelik met jou gaan. Mag die Here jou seën en mag ons dit oordra aan ons kinders en ons kleinkinders en aan die nageslagte, sodat hulle die Here sal ken en dat hulle die pad van waarheid sal loop. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die voorreg om u woord te kan hê, vir die voorreg om te weet dat Jesus die waarheid is. Ons dankie vir die voorreg dat ons weet dat u vir ons op die pad van waarheid lei. Here, seën vir ons dat ons elke dag ook in u waarheid sal leef. In Jesus naam. Amen. Mag die Here jou seën en mag hy jou voorspoedig maak in elke faset van jou lewe, maar mag hy begin deur jou geestelik te seën en dat jou siel die pad loop van waarheid en dat jy gewortel is in Jesus Christus. Vrede vir jou.